Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom terug hier by Step Up. Ek is Chantel en is lekker om saam met jou weer te wees hier in die maand van Desember, die 12de maand van die jaar, en ons is excited want dit is die einde van die jaar. En ek dink baie, ja, ons almal kyk daarna uit om 'n bietjie te rus nie, almal rus nie, want almal werk nie, almal is op vakansie nie, baie mense werk nog. Ons wat in die bediening is Desember maand, is 'n besige maand vir ons, want ons sluit die jaar af, jy moet 'n woord hê van God, en jy moet nie 'n woord hê van jouself, jy moet 'n woord hê van God vir die jaar wat kom. So dit is nie 'n maklike maand vir ons as leiers nie, want ons moet ingestel wees om goeders in die gees af te sluit van 'n jaar, en ook basically sê, om die nuwe jaar in te begin. So dit is it's busy, dit is besig. Ons het laasweek gepraat oor die volvanger net is gebreek en my siel het uitgekom. The foulest net is broken and my soul has escaped. We spoke about that last week. Ek gaan net 'n bietjie optel by Rit 3. En ek het 'n paar weke terug hier oor gepreek in die kerken. Maar ek dink dit kan actually so maklik aansluit by wat ek gesê het 'n paar weke terug in die kerken oor die dorsvloer, en hoe belangrik dit is die hoofstuk van hoofstuk 3 van Rit praat van, Naomi sê vir Rit, ek wil hê, jy moet jou bad, ek wil hê, jy moet jou salf, en ek wil hê, jy moet jou beste klere aantrek. Dis die eerste 3 commandments wat sy van gee, of opdragte, of instruksie wat sy van gee, en in die 4de een sê sy van, ek wil hê, jy moet gaan na die dorsvloer toe. Nou, ons het gepraat oor die dorsvloer, en die belangrikheid van die dorsvloer, en hoe dat ons baie keer miskien die dorsvloer 'n misverstand het oor die dorsvloer. En ek wil vandag 'n bietjie daaroor praat, because dit sluit aan met wat ek laasweek oor gepraat het oor, ek en jy moet bevryding kry, my mens. Ek en jy moet by 'n plek kom waar ons nie meer 'n victim is. Ek is nie meer ek word nie meer gevangene gehou oor my verlede nie, en ek is nou 'n prisonier, wil ek amper sê, van my verlede nie, maar my verlede het my getuienis geword. En alrede hoekom dit my getuienis kan word, is wanneer ek 'n diepe bevryding gekry het. Mense kan nie praat, en ek het laasweek gesê, nie almal kan praat oor hulle getuienis nie, want hulle is nie vry nie. So ek is skaam, ek voel ek gaan gejudge word, ek voel iemand gaan dink, gaan sleg dink van my, en al daai 110 goed. Maar die Bybel sê wat die seun van God vry maak, is waarlik vry. So ek en jy moet in 'n ware bevryding kom, dat ons kan die wêreld vertel wat die Here ons van vry gemaak het. Nou as ek kyk na die dorsvloer, en dit is in Rit hoofstuk 3, as ons kyk na die dorsvloer, is dit dieselfde plek waar Rit
Rut vir Boas gevra het om te trou. Maar die dorsvloer in homself het 'n baie groot betekenis. Is nie net 'n dorsvloer in 'n plek. Toe ek in Israel was 'n paar maande gelede, het ons een van die plekke wat ons gaan besoek het, was die dorsvloer. Dit is 'n plek waar die koring van die kaf geskei word. Dis eintlik om 'n lang storie bitterkort te maak. Dis eintlik die bottom line. Die koring word van die kaf geskei. En as ons kyk na die diepte van die dorsvloer, is dit 'n plek waar parsing plaasvind, is 'n plek waar ek wil amper sê, my mense, ek in my eie woorde kan sit, dis 'n plek waar jy exposes. Dis 'n plek waar jy oopgeruk word. Dis 'n plek, onthou die koringare, die gerwe kom in en dan word dit uitgesit op die dorsvloer. Dan word die koring bewerk op die dorsvloer. En wat daar gebeur is dat hulle gooi die koring op en dan van die wind waai die kaf weg en die koring sak. Dit beteken daar's doppies in die koringaar wat leeg is. Dit beteken nie alle doppies in die koringaartjie het koring in nie. En dit is waar die dorsvloer nodig is, want dis waar ons geskei word. En die ding is, toe ek kyk en ek preek oor die boek van Rut hoofstuk 3, want onthou net my mense, ons preek om nou van die 31ste Desember 2024, ons is al klaar binne Desember, en ons preek nog steeds nog net die boek van Rut, 4 hoofstuk, jy bly net 2 keer om my mens, dan is hy boekie klaar. Maar die boek het 'n diepte wat ek en jy, hy het 'n diepte. As ons nie die Here gaan hoor nie, as ons nie die Here gaan dien nie, sal dit verby jou gaan. Want ons het in die verlede gedink, en ek sê dit elke week wanneer ek daaroor praat, ons het gedink is 'n liefdesverhaal tussen 'n man en 'n vrou, en is exactly dit. Maar dit is baie meer as net 'n liefdesverhaal tussen 'n meisie, 'n Moabitiese meisie, 'n Moabite meisietjie wat uit 'n buiteland uitkom, en sy kom trek in Israel in saam met haar skoonma in Bethlehem, en sy kom trou met die rykste man. Dit is ver. My mens, dit is baie groter as net dit. Die dorsvloer in hoofstuk 3 is 'n plek waar, beside die feit dat Rut op die dorsvloer beland het, en dat sy daar letterlik vir Boas vra om haar te trou. Sy sê, spread your hem over me, betekende, trou met my, legitimize my, redeem my. Al die gesprek wat sy het, letterlik, in die moment is die gesprek wat sy het. Maar die diepte van die is, en jy moet my hoor, die diepte van dit is dat sy is op die veld, sy was al klaar gevoorsien, sy het al klaar 'n taste gehad van die beste brood wat in die dorp is, want Boas het haar, by die vorige dag het hy haar genoeg genooi, om saam met hom te eet by die tafel, om 'n brood te vat en 'n vinegar te drip, so hy was klaar daar te dip. So dat was klaar daar gebeur, en ons gaan later daar oor praat, want dit is 'n ander tipe revelation wat daar uitgekom het. Maar wat ek wil sê is dat, sy kom op die dorsvloer, en die dorsvloer, soos ek sê, is die plek waar die koring van die kaf geskei word. So, hier is 'n separation wat plaasvind, hier is 'n skeiding wat hier plaasvind, ons verstaan dit. Maar hierdie moment vir my, is baie dieper as net die moment, want Rut moet ontslae raak van haar verlede. Sy het klaar gebad, sy is klaar gesalf, sy is klaar aangetrek, maar daar is 'n dieper separation wat moet plaasvind. Rut moet heeltemal ontslae raak van die diepte binne in haar wat sy ken. Because dit wat sy ken en dit wat sy verstaan word gechallenge met dit wat Israel aan haar bied. Israel bied aan haar 'n covenant verhouding, 'n verbondsverhouding met God. Want onthou, sy vra vir Boas om te trou, wat beteken, sy is 'n weduwee, maar sy verlang om in te kom in iets dieper. Onthou net, Naomi het nie vir dit gevra om Boas te vra om te trou nie. Sy het vir Boas gesê, laat wag vir hom, lê stil, totdat hy met jou praat. Maar die moment toe hy vra, wie lê by my voete, sê sy, dit is Rut, jou diensmaagd. Maar onmiddellik daarna praat sy 'n ander storie. Dit is nie die instruksie wat Naomi vir haar gegee het nie. Naomi het vir haar gesê, wag en lê en wag. Maar sy het 'n ontmoeting op die dorsvloer. Tussen die gerwe ontmoet sy vir Jesus. Want onthou Johannes 6 sê, Jesus is die brood van die lewe. En die enigste een wat ons kan skei op die dorsvloer is Jesus. Die enigste een wat jy 'n ware ontmoeting kan mee hê,
as die gerwe, ons is die gerwe, ons is die wat ons is die bringing in the sheaves, ons is die wat hy ingebring het. As jy die feeste bestaan, gaan jy bestaan, the first fruit harvest, dan gaan jy sien, ons kom in, en omdat Christus vir ons gesterf het, bring hy vir ons in, sodat ons kan verlossing kry, as jy die first fruits feast verstaan. So hierdie hele scenario van Rut op die dorsvloer, Rut is besig om 'n separation te maak in die geestesrelm van net 'n gewone meisie van Moab, word sy nou, because sy's in 'n transisieperiode, waar sy nou kom, waar sy gaan introu. Ja, sy's nie 'n volbloed Israelite nie, want sy's 'n Moab, maar sy gaan trou met Boaz, wat 'n kinsman's redeemer is, wat 'n ware Hebreër is. Sy gaan trou met hom, maar wat die belangrikste is hier in hierdie moment is, een van die mees belangrikste punte is dat sy gaan aan Naomi 'n erfgenaam gee. Sy gaan aan hom gee 'n kleinkind wat die volbloed Israel gaan wees. Dis die belangrikste. Maar vir haar om dit te verstaan en om in die transition te kom, moet daar 'n dorsvloer ontmoeting wees. Daar moet 'n diepe skeiding kom van my verlede met my nuwe, van my oud na my nuut toe. Dit wat ek geken het, moet nou na wat ek nou moet leer ken. Sy moet die taal van Hebreë praat. Ek praat nie nou van fisiek, ek praat van geestelik. Sy moet die posture aanneem van 'n Israelite. So haar hele lewe verander. En die plek waar dit gaan verander is op die dorsvloer. So daar's 'n skeiding, daar's 'n opbrings wat kom, daar's 'n skeiding wat plaasvind binne in Rut, want nou moet die oud van Rut word gekanter teen die nuwe van Rut. Die Moab van Rut versus die Israelite van Rut moet nou geskei word. En net die koring van die kaf kan geskei word deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees. My mens, kom ek sê vir jou, as ek en jy nie 'n dorsvloer belewenis het nie, gaan ons vir altyd 'n beggar bly in die koninkryk. Ek en jy gaan vir ewig sê, Here, ek wil, jy gaan letterlik, gaan jy voel, elke keer wanneer jy by die Here kom, moet jy hom beg om jou te seën. Nee, ons beg nie die Here om ons te seën nie, want wanneer ek na die Here toe kom, en ek kom in 'n beloftesverhouding, in 'n covenant verhouding met God, dan besef ek, dat ek is nie meer hulle nie, ek word ons. Wanneer ek in 'n covenant verhouding, in 'n verbondsverhouding met God ingekom het, dan is ek nie meer 'n beggar nie. Dan besef ek dat wat die Jesus vir my gedoen het op die kruis van Golgotha, dat die sterfte van Jesus en die opstanding het my gebring in 'n posisie in waar die veil geskeur het my gebring in 'n posisie in waar ek nie vir Jesus beg om my te seën nie, waar ek sê, Here, ek kom na U toe. Ek is nou 'n kind van U. Ek wandel volgens die woord, ek loop in obedience, ek is 'n kind van die Allerhoogste. Ek wil nie sonde doen nie, ek wil nie egbreek pleeg nie, ek wil nie moord doen nie, die 10 gebooie, dit wat U vir my voorwaarsku, ek wil dit nie meer doen nie, ek wil dit wees wat U vir my gesê het, the what you showed me in die Nuwe Testament, dit is wat ek is, because I'm now under grace, so ek loop onder die genade van God, en ek wil nie doen wat ek in die verlede gedoen het nie. So nou dat ek in die gekom het, besef ek, as ek daar is, en ek het 'n covenant verhouding met God, dan beg ek nie vir God om my te seën nie. Dan vra ek hom as sy kind, dan vra ek hom as sy dogter, dan vra ek hom as sy seun, en weet jy wat? Hy antwoord. Die Bybel sê vir ons, as in 1 Petrus dink ek, we are a royal priesthood. Ek is nie iemand, 'n priest vra nie meer namens my, 'n hoëpriest vra nie meer namens my vergifnis van my sonde, soos in die dag van die Ou Testament, met Aaron en die hoëpriester, as 'n hoëpriester, en sy seuns as die priesters. Nee, toe Jesus sterwe, as ons ultimate hoëpriester, toe maak hy 'n weg vir ons, dat ons kan nou, ons wat soos Rut was, wat buitekommers, inkommers was, wat Moabites was, allerhande nasies, hy het die veil geskeur, en ons het nou reg om in te kom in die teenwoordigheid van God. Beteken dit dat ons kom deur die weg, die waarheid en die lewe. As ek Jesus aanneem as my persoonlike verlosser en saligmaker, het ek die volste reg om die troon van God te benader, want ek kom deur Jesus, ek kom deur die deur, ek kom deur die weg, ek kom deur die waarheid.
my mens, daar is jy ander weg nie. Jy moet deur die Here kom. So jy kan nie by die agterdeur inkom nie. Nee. Daar is net een deur. Ek en jy kan net die troon van God approach in waarheid, in volle waarheid, deur die waarheid wat Jesus is. So die dorsvloer is 'n plek wat ek en jy moet ons gaan geskei word, mense. Dis self 'n plek waar jy gaan geskei word van ander wat jy dink die Here gedien het. Of jy kan miskien nie weet dat jy gedink het ek dien, dan word jy geskei. En dit is waar afvalligheid plaasvind. Because let me tell you, wanneer jou leier of jou leier, jou apostel, jou pastoor, whatever, vir jou 'n woord gee, jy word miskien vermaan, jy word miskien tereggewys, en jy kan dit nie hanteer nie, my mens, is 'n dorsvloer moment. Dit is waar jy gaan wegwaai, of jy gaan sak as koring, en jy gaan bly, en jy gaan bewerk word as brood, jy gaan bewerk word, as dat God jou kan gebruik. Maar weet jy manne, waar fail ons? Ons fail die toets van die dorsvloer, ons fail die toets van jou eie ek wil opstaan. Niemand sê vir my nie, ek het PhD geswat, ek is 'n geleerde mens, my mens, jy kan PhD, die, maar by die huis van die Here sal jy moet sak, en jy sal jy moet verneder voor die kragtige hand van God. Dis al manier, jou en my geleerdheid gaan vir ons niks baat nie. Geleerdheid koop nie salwing nie. Salwing is jy moet salwing verdien. Jy moet 'n prys betaal vir salwing, my mens, en jy gaan hom nie enige hoe ander betaal of kry, behalwe dat jy moet sak in die teenwoordigheid van God, jouself verneder voor die kragtige hand van God, sodat God jou kan oplig nie. Jy sal moet 'n kleurkatskeiding maak van jou verlede versus jou toekoms, en dis waar ons baie keer die ding mis. Ons mis hom baie keer. Want weet jy wat? Ek dink dat ek is die grootste tiendebetaler. Niemand kan vir my sê nie, my mens, jy droom. Ek wil vandag sê vir enige leier wat na my luister, as jy nie jou mense in die kerk en jou lidmate, kinders van die Here kan aanspreek hier en jy weet hulle doen verkeerd, want hulle is groot tiendersbetaler, moet jy by die Here uitkom. Jy moet by God uitkom en met God te doen kry, because waar jy is verantwoordelik vir siele, nie vir geld nie. Want God sal instuur finansies as jy net doen wat die Here sê. God, my mens, die Here maak die parskuite vol. Die Here is die ene wat die voorsiener is. 'n mens is jou voorsiener nie. 'n mens is die my en jou, die mens. Al wat ons moet doen is, ons moet gehoorsaam wees aan God. Maar jy kan nie, as iemand verkeerd doen en dit beskadig die huis van die Here, en jy kan hulle nie approach oor tiendes, my dierbare, dan moet jy gaan check yourself, because ons is verantwoordelik vir een ding en een ding. Die key ding is siele. Dit is waarvoor ons geroep is. Ons is geroep dat siele tot bekering kan kom. En ek praat nie van ek bekeer my, en dan los ek en dan gaan ek praat van ware bekering. Ek praat van ons moet in 'n leefstyl kom van heiligheid. Dit beteken, ek preek die volle evangelie. Ja, ons het nie beheer oor wat mense by hulle huise doen nie, want ons is nie polismanne nie. Maar wat ek wel moet doen is, ek het 'n verantwoordelikheid teenoor die waarheid aan die gemeente van die Here Jesus. Dit beteken, ek moet die volle evangelie preek. Ek kan nie om die bos kom nie. Ek kan nie om die draai kom nie. Ek kan nie preek so wat ek dink ek moet. Nee. Hy is klaar geskryf. Die Bybel is klaar geskryf, en mense gaan nie altyd van ons hou, van ons die waarheid praat nie. Maar my verantwoordelikheid is die volle evangelie. Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. En ek het dit laas week gesê, die rede hoekom ons sit en baie keer in situasies waarin ons is omdat ek kan nie diepe bevryding kry nie. Ek haat my broer, my dien op die kerkraad. Ek wil niks my suster doen, want sy het ook nog donuts begin verkoop, maar jy is een van die mense wat die ouderling is, my dierbare, dit gaan nie werk nie. Ons gaan gediskwalifiseer word. Die dorsvloer bring 'n diskwalifisering, wat ek jou nou vandag kan sê, wat buite jou en buite my beheer is, want dit is wanneer die Here ons gaan toets. En ek wil vandag vir ons sê, ons moet ophou kerk speel, ons moet ophou popahisi speel, ons moet ophou dink, die kerk moet ran hoe ek dink hy moet ran, die kerk ran nie hoe ek dink hy moet ran nie, en hy gaan nie werk hoe jy dink nie. En ek wil vandag 'n announcement maak. Ek het 'n paar weke terug in die kerk gesê, die duiwel woed, my mens, die duiwel woed, jy kan het maar goed glo. Die duiwel woed, maar ek wil vandag vir jou sê, die kerk van die Here Jesus sal nooit stilgemaak word nie. Die kerk van die Here Jesus sal nooit ondergaan nie. Die kerk van die Here Jesus, die duiwel het nie mag oor die kerk van die Here Jesus nie, want die kerk behoort aan die Here Jesus. Kleed dit vandag in jou gees, leiers, kleed dit vandag in jou gees in. Jesus sê,
ek bou my kerk en the gates of hell shall not prevail. Dis hoekom jy staan nie terug, en onthou net, jy beklei nie jou broer nie, moenie 'n fout maak nie, ons beklei nie 'n broer en 'n suster nie, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, ons geveg is in die owerhede en die magte van die duisternis, so ek beklei nie my broer physically nie, ek beklei 'n gees wat hier opereer, en dis wat ek moet conscious van word. Ek moet vandag besef dat hierdie gees wil in die huis van die Here kom. Hierdie gees wil die kerk wil 'n gees van bitterheid wil opstaan, 'n gees van jaloesie wil opstaan, 'n gees van welis wil opstaan, 'n gees van synigheid wil op. Nee. Ek is verantwoordelik dat ons as leiers, die gees moet ons vra, Here, help my om die gees te identifiseer, sodat ek kan weet wat aangaan, dat ek kan verstaan wat is besig om te gebeur in die huise. So wat ek vandag vir ons wil sê, kinders van die Here, daar's 'n dorsvloer tydperk waarin ons is, nie wat gaan kom, ons is klaar in hom in. Dis hoekom kan jy sien, dieselfde mense wat jy gedink het, is nog by jou, is nie meer by jou nie. Dieselfde mense wat saam met jou begin het, is nie meer saam met jou nie. Dieselfde mense wat saam met jou gesê het, hulle is nie meer saam met ons nie. Daar's 'n dorsvloer proses wat besig is om plaas te vind. En hierdie jaar eindig met 'n dorsvloer proses. Dit is soos dit is. Hierdie jaar eindig met 'n dorsvloer tydperk waar ek en jy gaan sien, die Here is besig om, en ek praat nie net van die wat rondom ons is nie, ek praat van ek en myself, ek praat van ek moet voor die spieël gaan staan, en ek moet die Here vra om my vry te maak van hierdie goeters wat ek nog wil vashou aan. Ek wil nog 'n bietjie wyn drink, ek wil nog 'n bietjie 'n ander vrou se man dophou, ek wil nog 'n ander man se vrou dophou, ek wil nog, kyk, hoe kan ek myself knife om 'n beter pos te kry, my dierbare. Die Heilige Gees is 'n Heilige Gees. Vir die wat jy geweet het nie. Ons sê nie Heilige Gees in, dit is net 'n naam nie. Sy naam is heilig, want hy is heilig. En die wat hom aanbid, moet hom aanbid in die heiligheid van sy gees en in waarheid. Laat ons nie by hy punt kom nie. So ek en jy moet in 'n lewe kom van heiligheid. Ek gaan dit weer sê. Ons moet in 'n lewe kom van heiligheid. Nie van ek pretend nie. Jou pretend gaan nie veel werk nie, want jou masker gaan een môre afval. En hy gaan afval by plekke wat jy nie voorreg gesien. So jy en ek moet by 'n plek kom waar ons sê, Here, is ek steek my hande op in die lig, ek is die een wat skuldig is. Die Here is nie skuldig, hy kan nooit skuldig wees nie. Hy is onfeilbaar reinig. Hy was reinig, hy is reinig, en hy gaan vir altyd reinig wees, want hy is soewerein, hy is God. So die fout lê nie by die koninkrykie, die fout lê by my en jou. So ek en jy moet introspeksie doen, en dis wat die dorsvloer beteken. Ek moet by die dorsvloer uitkom, wat ek sê, Here, red my van my verkeerde weë af. Want die een van ons, vandag kry ek dit reg, môre faal ek dit. Môre kry ek dit reg, die dag daarna. You know what I mean? Soos 'n konstante introspeksie wat ek doen. Mag die Here jou seën, ons is terug volgende week, selfde plek en selfde tyd.